Welkom by ons reis deur die boek van Matteus, vanoggend weer, waar ons graag saam met Matteus wil volg in die voetspore van Jesus. En deur sy bril wil kyk en ervaar en luister na die woorde van Jesus, om daardeur aangeraak en geïnspireerd te word. Ons staan langs Jesus waar hy besig is om mense te genees. En dit wat ek beleef in my hart, soos wat ek dit lees, laat 'n hele klomp gedagtes en vrae ontstaan hier in my hart, wat ek graag saam met jou wil oordink, en sommer net wil oor praat, wat spesifiek handel oor genesing en dit wat ons beleef in die kerk. Ons het in ons vorige oordenking gesels oor wat die Bybel sê en voorskryf oor genesing en hoe ek en jy in die voorbeeld van dit wat Jesus gedoen het, ook die Here kan vertrou vir jou eie persoonlike genesing aan die een kant, maar aan die ander kant ook die Here te vertrou vir die gawe om deur sy krag en sy vermoë uit te reik in liefde na my broer en suster en in omgee, dalk vir hulle te bid en vir die wat genesing nodig het dan as instrument op te tree. Nou ek wil vandag vir 'n oomblik stil staan by die hart van so 'n persoon wat die Here vertrou om deur hom te werk as instrument om vir mense te bid sodat die Here hulle kan aanraak. Nou, ek het in my omswerwings in die bediening al baie dinge gesien en beleef in die afgelope 30 jaar wat ek in die bediening was, waarvan die grootste gedeelte daarvan ongelukkig negatiewe ervarings was, wat my eintlik vir baie lank of vir 'n baie lang tyd gebonde gehou het, om so 'n bietjie in pessimisme te wees oor hierdie praktyk. Nie soos wat Jesus dit in die Bybel gedoen het, of soos wat God mense kan aanraak nie, maar meer spesifiek in die ruimte van die kerk en hoe dit funksioneer daar. Hoe moet die hart lyk van die persoon wat begeer dat die Here deur hom sal werk as instrument? Ek dink ten eerste moet ons vir mekaar sê dat dit gaan oor my houding en oor die inklinasie van my hart wanneer ek die Here vertrou om as instrument te wees vir genesing. Dat ek en jy sal besef dat ons niks is en die werk van genesing uitsluitlik die beweging van God se hand is en dat my kennis of my geestelike posisie of my status of selfs my geestelikheid niks te maak het met God se besluit om te genees nie. Dat ek alleen 'n instrument is en dit is al. God se kompassie en deernis vir die genesing wentel baie meer om die persoon wat in nederige opregtheid op sy knieë neerval en smeek vir die Here se aanraking, as oor jou en my as die instrument van genesing. Die teendeel is egter waar wanneer 'n mens soms by gemeentes kom of na televisie-uitsendings kyk waar genesingsdienste plaasvind, waar alles gaan oor die pastoor en wat hy kan doen en vermag, en die fokus weggevat word van Jesus en sy vermoë af. Daar is soms 'n kultuur in die kerk en soms in die geestelike kringe waar predikers, soos in enige ander posisie of okkupasie waar mense opgehef en verheerlik word, 'n hoogdrawende en 'n trotse houding ontwikkel wat so hartseer is om te aanskou. Koos Du Plessis het in sy lied Gebed hierdie kosbare ding gesê: wat ek is net genade, en wat ek het is net geleen. Genesing is 'n gawe van God, en die oorsprong is die krag van God self en die beweging van sy hand. Genesing en selfaktualisering kan nooit in een sin saam gebruik word nie. En trots is juist die uitkoms van selfverheffing, wanneer dit meer oor die instrument gaan, as oor die gewer van die gawe.
Jakobus 1 vers 17 tot 18 sê eintlik alles wat ons moet weet. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsel kan wees. Hierdie is die begin en die einde van alles wat ek en jy as nietige mense moet weet en moet verstaan hier op aarde oor dit wat uit ons voortkom. Matteus 5 sê dit so mooi, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ek wil vandag vir jou hierdie lied sing, wat vir my so baie beteken. Sing dit gerus saam as jy dit ken. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en roem eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken en elke keer het ek gedwaal, maar elke keer het hy my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte en elke kamer net geuur en elke aardse droom van rykdom en roem is blote skadu teen die muur. Wat ek is net genade. En wat ek het, is net geleer. En eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vandag daarheen. Ja, eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vandag daarheen. Lei my